vir die vra om met my saam te lees in Matteus uit. Ons gaan lees Matteus 10 en ons gaan lees vanaf vers 34 af. Matteus 10 vers 34. Jesus is aan die woord. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring. Ek het nie gekom om vrede te bring, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedragtige wet tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se huisgenote sal sy vyand wees. Die vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun en dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. Wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. En ons bid net saam. Hemelse Vader, ek vra U vanmôre dat U hierdie woord wat U op my hart gelê het om vir die gemeente uit te gee, dat U dit sal bekragtig, dat die Heilige Gees daar saam sal werk, met harte sal spreek. En ek is net 'n nietige mens, maar ek is beskikbaar vanmôre om gebruik my woorde, gebruik my denke, lei my, dat ek sal spreek dit wat U wil hê moet gespreek word in Jesus naam. Ek weet nie van U nie, maar ons as mense is lief vir vrede. Vrede is so 'n aanloklike ding. Baie mense volg Jesus omdat hulle vrede soek. Ek is baie lief vir Matteus 5 en die saligsprekinge. En een van hulle is, ek dink so amper een van die laaste sê, salig is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. En ek voel vir my so, vrede behoort die doelwit te wees. Ek dink dan selfs daaraan hier oor Kersgetyd het ons daar die gedeelte weer gehoor van die engele wat gesê het, vrede op aarde en in die mense welwillendheid. Hoe is dit dan nou dat Jesus sê ek kom nie vir vrede nie? Hierdie vers 34 tref. Hy sê moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dis nie iets verkeerd nie. Dis nie 'n ander Jesus wat ek nie van lees nie. Dis die ware Jesus. Dis Jesus presies soos wat ons hom vind op hierdie aarde. Want weet, Jesus het nie gekom om ons gemaklik te hou nie. Hy het nie gekom om jou te pak en te paai nie. Hy het nie gekom om vir jou te sê alles is oukei soos wat dit is met jou op die oomblik nie. Hy het gekom om jou te roep tot 'n besluit. My eerste punt wat ek graag vir u wil maak is, daar is 'n vrede. Daar is vrede wat kom. Maar ek noem die tema van die boodskap moeilike vrede. Vrede wat met moeite gehaal word. Wat met inspanning gehaal word. Die tema wat hier gebruik word, of die analogie wat Jesus gebruik is, hy sê, ek kom met die swaard. En ons onmiddellike manier waarin ons koppe rigting gaan, is ons dink aan geweld. Die swaard is daar vir geweld. Maar dis nie wat Jesus bedoel as hy praat van die swaard. Hy praat van iets wat skeiding bring. Iets wat 'n keuse forceer. Iets wat vir jou wys waar die lojaliteit getoets word. Wanneer Jesus inkom, wanneer Jesus instap in 'n vertrek, wanneer Jesus instap in jou lewe, wanneer Jesus instap in 'n vergadering, dan verwag hy dat iets moet verander. Dinge kan nie aangaan soos wat dit van tevore was nie. En vanmôre wil ek nie vir u sê dat Jesus eksklusief net instap in plekke waar alles klaar reg is nie. Nee, juist die teenoorgestelde, hy stap in en deur sy tyd op aarde kom ons agter. Hy stap in op plekke waar dinge glad nie reg is nie. Hy kom by mense, die tollenaars, die slegte mense, hy gaan by hulle om te gaan eet. Kobus wat hy wil 'n verandering bring. Hy sê ek kom nie om vrede te bring nie. Ek kom met die swaard. Nou ek wil met u praat oor ons land en ons konteks.
Ons hou van hierdie idee van vrede, soos in Engels sê, peace. Maar wat het ons gemaak met die idee van vrede? Ons hou daarvan om te sê, los dit maar eerder uit. Ons wil nie graag moeilikheid hê nie. Ag, dit is nou maar hoe dinge is, kom ons aanvaar dit so. Ek het al gehoor, en miskien is dit in die familie, is dinge dan vooruit, maar hulle sê, kom ons hou net die familie by mekaar. Kom ons laat net seker dat die goed nie steuring veroorsaak, en almal in 'n eie rigting gaan. Jesus sê, as jou vrede gebou is op 'n kompromie van die waarheid, dan is dit nie vrede nie. Wanneer jy sê dat ons lieg vir mekaar in die binnevertrek wanneer ons oor mekaar praat, wanneer ek jou naam noem, my broer, my suster, my swaar, my skoonpa, my skoonmoeder, my ouma, my niggie, my neefie, my vriend, as ek oor jou praat in die binnekamer, waar daar niemand is wat luister nie, en my woorde van jou is oor jou is verdoemende woorde. As ek met haat en met geen liefde oor jou praat, maar vooraf sê ek, is alright, ons is almal kindertjies van Jesus. Hy sê, soek nie dan die vrede nie. In baie huise is jou geloof selfs privaat. Jy kan maar glo wat jy wil, solank dit net niks verander nie. Moet net nie Peter aan plekke waar ons nie wil hê jy moet aanraak nie. Die oomblik wat jou waardes, jou besluite of jou leefstyl aangeraak word, wanneer mense praat oor ons kom gereeld daarmee uit. Ek hoor dit seker meer as dat julle dit hoor, wanneer mense vir my sê, as ons as familie by mekaar kom, is dit alles oukei, solank ons net wegbly van die Bybel af. Solank daar nie gesê word, dit is nie aanvaarbaar dat jy so optree nie. Solank sonde nie aangespreek word nie, dan is die familie gelukkig saam. Ons tema vir 2026 is ons bou die koninkryk saam. Ons bou die koninkryk hier. En om God se koninkryk te bou, beteken dit heel eers om te aanvaar dat Jesus is koning van die koninkryk. Nie die kultuur nie, nie die manier waarop mense optree nie, nie jou aangeplakte, saamgestelde vreugde. Dit wat jy sê is hoe dit is. Jesus is koning. Jesus is die Here. Nie familie druk nie. Jesus is baas. Nie gemak nie. Koninkryksbou is iets wat buite kan begin. Is nie, gaan nie, en ek het al vir 'n paar keer gesê, maar ek sal aanhou veral as daar nuwe mense is. Ek praat van bou, ons gaan bou saam, ek praat nie van ons gaan nuwe uitbrekings maak en kerk groter maak. Ons gaan die koninkryk bou. Ons gaan bou daar waar stof en roes nie kan skade maak nie. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deur siele te kry, om mense nader te kry na die Here toe. Dis waar hy God se koninkryk gebou word. Hy begin nie buite nie. Hy begin nie by ander mense nie. Hy begin nie deur die sondaar vrae te sien wat daar buite is. Hy begin hier binne in jou hart. En vanmôre is dit woord juis vir kinders van God om te verstaan. Hy het gesê ek bring nie vrede nie. Ek bring 'n swaard. Ek bring 'n skeiding. Jy moet verstaan waar lê jou besluit. My tweede punt vanmôre gaan oor loyaliteit aan Jesus om voor alles. Hoor wat sê in vers 37, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Hy krap so 'n bietjie naby. As korrek word hy raak so 'n bietjie betrokke. Is nie van ver af nie, hy kom baie naby aan die gesinseenheid. En hierdie boodskap vanmôre sê vir jou, as jou ma of pa vir jou sê, dis reg, dis oukei, moenie jou bekommer oor of Jesus die prioriteit in jou lewe is. Dis reg, dis nie verkeerd as jou sonde jou pla nie. Sê die Here vanmôre, as hy jou weer liefhet, jou as jou sy kind weer liefhet, is hy God waardig. Ons het hier staan wêrelde waar daar saamgestelde families is en allerlei snaakse komposisies van hoe mense aan mekaar gesit word. Ek sê altyd, ons het so spreek met ons praat van jou kinders, haar kinders en julle kinders. Ek sê nie, ek praat nie daaroor nie, sê waaroor ek ons praat vanmôre nie. Maar ons kom op 'n plek waarin die familie eenheid in die gesin
rondom die kombuistafel, rondom die voorhuis, daar nie meer gepraat kan word oor wat reg is en wat verkeerd is nie. Wanneer jy daarin begin lol, dan sê hulle nee, los uit, moenie daaroor praat nie. Kom ons hou net die vrede. Die punt is, Jesus vra nie vir minder liefde in die familie nie. Hy vra nie dat jy met minder liefde moet optree nie. Hy vra jy is meer liefde, maar hy vra bo alles lojaliteit aan hom. As Jesus nie eerste is in ons lewens nie, dan is hy nie die Here nie. Dan is hy nie die koning nie. Dan is hy nie die baas nie. Jy moet bo alles wat jy doen, moet jy eers sê, Jesus. Jesus het gesê ons moet so optree. Jesus het gesê moenie wegjaag nie. Hy wys dit daar terwyl hulle vir hom sê. Ek het nou onlangs weer die stuk gelees van die sondares wat sy voete gewas het. Behalwe dat Judas nou gehad het, hulle moet geld gekry vir die nagtesalf. Wou hulle met alle mag en alle krag wil dan net weggekry van Jesus se voete af. Hy wil aan verander. Hy wil haar hart uitgeroep. In ons kultuur is dit dinge wat ons doen, want dis ons groot gemaak is dinge wat ons doen, want ons sê, wat gaan die familie sê, of soos het gesê, ons wil nie onverdeeld wees nie, maar Jesus sê vanmorgen, en hoor dit harte duidelik, ek is nie teen jou familie nie, ek is nie teen dat daar moet liefde en harmonie wees nie, maar ek is teen enige iets wat my plek vat. As Jesus nie op die troon is in jou familie, in jou gesin, in jou huisgesin nie, as Jesus die eerste is nie, is dit glad nie wat nie. Jesus pas nie in by jou lewe nie. Ons lewens moet inpas by hom. Dink daaraan vanmorgen. Die terme word gebruik, hy noem homself op. Die mense dit genoem, die koning van konings. Ons noem hom koning, ons praat van 'n koninkryk. In watter opset enige plek dink jy, stap 'n koning in by 'n plek en sê ek goed, ons gaan nou vanaf van ons alles maak met wat jy laat dit maak. Dit werk nie so nie, die koning stap in en hy sê hier is my reeks. Hierdie is my koninkryk. Dis hoe ons gaan werk. Jesus pas nie in by jou lewe nie. Jou lewe moet inpas by hom. My derde en laaste punt. Disipelskap kos jou iets. Dit gaan iets van jou vat. Die kruis is nie iets wat net simbolies is en mooi lyk en ons moet daarna kyk en dink aan Jesus nie. Dis prakties, dis pynlik. Hy sê neem jou kruis op en dra hom. Jy moet dit voel. Jy moet voel hier's iets wat my bietjie aftrek. As jy Jesus volg, moet iets binne jou sterf. Daar moet 'n gevoel wees van ek het bietjie iets verloor. Iets is van my afgesny. Die swaard het deur my lewe gegaan. En vanmôre is dit maklik om na ander te kyk en te dink, ander mense, ja, ander moet dit voel, ander moet dit by so 'n bietjie kry. Nie ander mense nie, jy, jou lewe moet voel dat Jesus ingetrek het. Soms beteken dit jy gaan vriende verloor. Ek weet nie, miskien moet ek nie 'n ander vra nie, maar as iemand wat kan hand opsteek en sê, ons sal vir vriende tot soos gesê. Dus hulle gesê, jammer, ons kan nie so aangaan nie, ons kan nie so leef nie. Jy word dalk uitgelag by jou werk, by jou skool. Gaan hulle dan sê, ag nee, is so erg. Ek het met skok vanmôre, ek wil nie daaroor preek nie, maar ek het Tasha daaroor geluister, ons volg maar ook wat aangaan in die wêreld en politiek en sovoorts. En daar is 'n hele beweging van goed waar die kerk hulle weer godsdiens meer georganiseerd maak en meer toes. Maar ek luister vanoggend een van die belangrike persone daar en haar uitlaat het my gestop so hier en voor die bos gestaan. Ek het seker 2-3 keer oor dit geluister. Die woorde wat sy my uitkom en sy sê, to be blunt, no one talks to God. Anyone who says that God talks to him belongs in a psychiatric facility. Dis wat buite aangaan, broers en susters. Ek wil dit met julle duidelik deel hier en sê, die verdrukking waarvan ons al die jare gehoor het, is besig om te kom. Maar dit is soos 'n paar paddatjies wat binne 'n pot water gesit word op 'n pot. En die water word so stelselmatig warmer en warmer gemaak. Die paddatjies skud sy voete so lekker is in die jacuzzi. En voor hy weer weet, dan is die water warmer en warmer tot hy besig is om te kook.
Die temperatuur onder ons word aangedraai. Wanneer jy Jesus kies, wanneer jy die vrede van Jesus kies, beteken dit jy gaan gespot word, beteken jy gaan uitgelag word, beteken mense gaan vir jou sê, ag, moenie bid vir iemand wat nie regtig bestaan nie. Jy gaan nie meer lekker inpas by die braaigesprek nie. Dit is maklik om so onder die covers te vlieg. Vooral my maklik ook onder covers te vlieg. Ek het ook al gesit en is hulle die sterkdrank uithaal en vat ek my kook, wat hulle met my klein sê, drink die mix op. Maar daar kom 'n tyd in jou lewe, waar jy gaan moet opstaan en uitstaan en sê, jammer, ek kan nie in hierdie gesprek wees nie. Ek kan nie deelneem aan hierdie lag en hierdie gespot nie. Wanneer hulle begin beweeg binne 'n godsdienstige plek en jy is nie meer besig om 'n voorbeeld te stel nie. Jy is nie meer besig om met jou lewe 'n getuienis te wees nie. Jy is besig om vir hulle te wys jou goedkeuring. Amen. Dit gaan beteken, jy gaan soms moet weier om goed saam met ander te doen, wat almal doen. As jy vanmôre sê, ons bou die koninkryk saam, dan bou ons saam hier. Jy kan nie saam hier bou en saam met die wêreld bou. Jy kan nie saam hier bou en ook op 'n ander plek besig wees nie. Koninkryks bou skep spanning, nie stilte nie. Wanneer jy regtig begin bou, dan vra mense jou vrae. Mense raak ongemaklik. Mense verstaan nie altyd wat jy doen nie. Dis nie mislukking nie. Dis 'n teken dat jy besig is om reg te bou. Want selfs dit gaan jou voorbeeld vir jouself en die wêreld verander. Vanmôre wil ek dit daarmee begin saamvat. As jou geloof jou niks kos nie, dan moet jy vir jouself vra of dit regtig geloof is. As jou geloof niemand anders te pla nie, as almal maar te gelukkig is met wat jy glo en hoe jy optree, dan bou jy besig, is jy besig om aan niks te bou. Jy is nie besig om 'n skans vir die koninkryk te bou nie. Jy is nie besig om 'n muur op te bou nie. Jy is nie besig om aan te kom dat ons skrifgedeelte vir die tema het gesê, die poorte van hel sal nie teen ons kan weerstand bied nie. As jy besig is om weerstand te bied teen die poorte van hel, dan moet die wêreld bevrede. Jesus bring vrede. Dit kom. Maar ek wil nie verduidelik, dit is nie 'n maklike vrede nie. Dit is moeilik om by te kom. Hy bring sy vrede deur waarheid te bespreek. Hy bring sy vrede deur die waarheid voor jou te sit en jou te vra, maak 'n besluit. Elke besluit het 'n prys. Jesus kom nie om verdeeldheid te bring nie, maar sy teenwoordigheid, die eenvoudige feit dat die koning instap in jou lewe, dwing 'n besluit af. Vandag, ek wil vir niemand van julle vra of julle in Jesus glo. Het jy selfs die demone glo in Jesus? Die vraag is vanmôre, wie is eerste in jou lewe? Is Jesus eerste bo jou familie? Is hy eerste bo jou kultuur? Is Jesus bo jou gemak? Is Jesus bo kan jou reputasie? Jy hou daarvan dat mense praat van, jy is so en so en so mens. Is Jesus bo jou? Daar is 'n vrede, dat jy dan lekker rustig slaap, maar daar is ook 'n vrede, wat jou wil verander. Jesus bied net die laaste een van die twee aan. Hy is nie daaroor om vir jou te pat en te paai dat jy rustig slaap nie. Die swaard van Jesus kom nie om te vernietig nie, maar dit kom om alles weg te sny wat jou verhinder om werklik vir hom te lewe. Die keuse vanmôre is joune. Jy moet die keuse maak. Jy sê die kruis en alles wat daarmee saamkom, die swaard en die pyn en die sny, of kies jy gemak? Gee jy jou alles vir Jesus of niks? Dis Jesus of jouself. Dit is so ver die woord van God.